Ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons Here. Ek hoop jy die woorde wat jy gesing het mooi gesien. Jesus, ons eer U. Nou het ons 'n toekoms by U, ons opgestane Heer. Dit is eintlik te groot om te begryp, nie waar nie. Ek hoop jy glo dit wat jy gesing het. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dis vir ons 'n wonderlike voorreg om op hierdie feesdag saam te wees. Dankie dat ons U kon loof en kon prys, omdat U groot en goed is. Dat U Seun gestuur het om te sterf, maar dat U hom ook uit die dood opgewek het, om nuwe lewe te bring. Here Jesus, dankie dat die graf vanoggend leeg is en oop is, en dat die pad na die hemel oop is, en dat ons U kan eer as die opgestane Heer, die oorwinnaar, Jesus ons Here. In hierdie donker wêreld het ons so nodig om dit weer opnuut te besef. U is Jesus Christus, die oorwinnaar, ons Here en ons God. Kom vanoggend deur U woord en deur U Gees en kom bevestig die opstanding opnuut aan ons. Ons wat so dikwels sukkel om dit te glo. Wat so baie keer wonder daaroor, wat so kragteloos leef in hierdie wêreld. Kom bevestig U opstanding aan ons. Kom wys U self spreekwoordelik vir ons deur U woord en deur ons saamwees en deur U Gees. Sodat ons hier kan uitgaan as mense wat weet dat U lewe en dat ons daarom lewe. En dat ons anders is as al die ander wat U nie ken nie, omdat ons nuut gemaak is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons maak ons Bybels vanoggend oop by Johannes 20. Johannes 20, ons gaan saam lees van vers 1 tot vers 18. Die teksgedeelte vir die prediking is vers 11 tot 18, maar ek lees vir ons vers 1 tot 18. Hier in my Bybel op bladsy 152 in die Nuwe Testament. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus daar aangekom en hy het in die graf ingegaan en hy die doeke sien lê. Ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord, "Omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dis die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het
en ek sal hom daar gaan haal. Jesus sê toe vir haar, Maria. Sy draai toe na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het vertel wat hy vir haar gesê het. Ons lees net tot sover. Glo jy dat Jesus regtig uit die dood opgestaan het? Glo jy dit? En indien wel, wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit in hierdie wêreld, hierdie plek waar jy en ek elke dag leef? Wat beteken die feit dat dit vandag Paasfees is? En dis belangrik dat ons vir 'n oomblik daaroor moet nadink. Want baie mense in hierdie wêreld en in ons land en in ons stad en in ons omgewing het Vrydag geweet waaroor Goeie Vrydag gaan. Baie mense weet dat Jesus gesterf het en dat hy gelei het. Die afgelope naweek was daar op al wat 'n Facebook platform is, of Facebook bladsy is, boodskappe, geseënde Paasfees, van Vrydag af. Ek het hoop gekry. Jesus se lyding en sy kruisiging en sy sterwe gryp mense op 'n manier aan. Maar daar's bitter min oor die opstanding. Daar's bitter min oor die opstanding. Op 'n manier het ons dit reg gekry om Paasfees te skuif na Vrydag toe. Terwyl Paasfees vandag is. Soos wat ek Vrydag gesê het, was daar eintlik nie veel goed aan Vrydag nie. Want Jesus het mos gesterf en hy is begrawe. Die goed lê in vandag. En tog kry ons dit reg om dit as dit ware minder belangrik te maak. Terwyl dit eintlik is waaroor hierdie naweek gaan. Die opstanding maak van Jesus van Nasaret, Christus, die oorwinnaar. Vriende, kom ons sê dit vir mekaar vanoggend reguit. As hy net gesterf het en nie opgestaan het nie, was hy 'n doodgewone profeet, soos wat die moslems glo. Jesus, nog een van die groot profete. Vrydag het hy gesterf en hy was in die graf Saterdag. En vandag vier ons die feit dat die graf leeg is. Dat Jesus opgestaan het. En dis die opstanding van Jesus Christus wat van Paasfees 'n fees maak. Mits jy dit natuurlik glo. Want van die begin af het mense gesukkel om dit te glo. Jy ken die verhaal van Thomas. Thomas wat reguit gesê het, as ek nie voel en vat en sien nie, dan sal ek dit nooit glo nie. Waarom nie? Want die opstanding pas nie in ons wêreld in nie. Die lyding en die sterwe wel. Mense kry swaar en hulle ervaar pyn en hulle gaan dood. Dis 'n mensding wat gebeur. Maar om uit die dood op te staan is iets totaal anders. Dis bonatuurlik, dis van buite hierdie wêreld. En daarom sukkel mense om dit te glo. En omdat ons sukkel om dit te glo, skuif ons dit gemaklik een kant toe. Veral 2000 jaar later. Ek bedoel, as Thomas gesukkel het om dit te glo, hy wat met Jesus self kontak gehad het, en die disippels wat by die graf aangekom het, Petrus en waarskynlik Johannes en Maria, as hulle nie verstaan het nie, wel dan is dit heel moontlik dat ons ook nie mooi verstaan nie. Weet jy wat is die wonder? Dat hierdie Jesus wat gekom het en gesterf het en gekruisig is en opgestaan het, dat hy dit verstaan.
Hy was 'n mens, hy was hier. Hy weet hoe ons koppe werk. Hy weet hoe ons sukkel om sekere goed te glo en te verstaan. En daarom speel hierdie toneel, hierdie verhaal wat ek vanoggend vir julle gelees het, vroegoggend op Paas Sondag af. Het jy al daaroor gedink, Jesus het nie nodig gehad om aan die disippels en aan Maria en aan baie ander mense te verskyn nie? Hy kon uit die graf uit gegaan het en hemel toe gegaan het. So hoekom doen hy dit nie? Hoekom kom die Seun van God, wat die dood oorwin het, terug en hy wys vir Maria, hy praat met Maria sodat sy weet wie hy is. En hy sê vir haar, gaan sê vir my broers sodat hulle kan hoor, en dan verskyn hy aan hulle en aan duisende ander. Hoekom doen hy dit? Want hy weet ons het dit nodig. Hy weet dat ons bevestiging nodig het dat hy uit die dood opgestaan het. En daarom, as Maria by die graf kom die oggend en die graf is oop en die graf is leeg, dan hardloop sy en sy gaan vertel vir Petrus. En kyk wat sê sy vir hom. Hulle het die Here weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Waarskynlik was sy bang vir grafplunderaars, want dit was iets wat algemeen was in daardie tyd. Jesus is in 'n ryk man se graf begrawe en dikwels het die ouens gegaan en die grafte oopgebreek om te kyk of daar nie waardevolle items saam met die persoon wat gesterf het begrawe is nie. Jy weet mos dat selfs die Joodse leiers bang was dat die disippels Jesus se liggaam sou steel. En daarom het hulle vir Pilatus gevra, gee vir ons soldate om die graf te bewaak. Hy moet tog net daar binne kan bly. En wanneer Maria met Petrus en Johannes praat, dan hardloop hulle. En ook hulle kry 'n oop graf met grafdoeke. En dan lees ons dat die ander disipel gesien het en geglo het. En dan gaan dit nie hier oor geloof in die opstanding nie. Hy glo gewoon die woorde wat Maria gesê het. Kom kyk, die graf is oop. Hulle het ons Here se liggaam gesteel. Hy's weg. En as hy inkyk in die graf is leeg, dan glo hy dit. Daarom staan daar net in die volgende vers, hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dood moes opstaan nie. En dan gaan die disippels huis toe, want dit is verby. Dis finaal verby. Rabbi Jesus wat gesterf het, wat gekruisig is, wat begrawe is nou selfs weg. Sy liggaam is weg. En Maria staan by die graf en huil. En dan gebeur die wonder. Dan sien sy die twee engele wanneer sy in die graf inkyk. En dan vir Jesus. En sy erken hom eers wanneer hy met haar praat. En dan probeer sy hom vashou. En dan die opdrag. Johannes 20 vers 17. Gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. 83 vertaling wat ons gelees het, ek vaar op na my Vader wat ook julle Vader is en na my God wat ook julle God is. Waarom is hierdie woorde so ongelooflik belangrik? Want in hierdie paar woorde vind ons die ware betekenis van Paasfees. Jesus maak daarmee die wonder van Paasfees bekend. Wat is hier dan nie gebeur? Die opstanding uit die dood was nie net vir hom 'n oorwinning nie. Vir almal wat in hom glo, beteken dit 'n nuwe verhouding met die drie-enige God. Daarom sê hy spesifiek, my Vader, wat ook julle Vader is, en my God, wat ook julle God is. Nie net vir Maria nie, nie net vir die disippels wat sy broers was nie, maar ook vir jou en vir my, duisende jare later, wat bely en wat sê dat ons in die opgestane Here glo. Dis omdat Jesus opgestaan het, omdat hy die dood oorwin het, dat jy en ek vanoggend hier kan wees en kan sê,
ons Vader en ons God. Hoe gebeur dit? Paulus skryf daaroor aan die Christene in Rome in Romeine 6 vers 4 tot 5. Hy sê deur die doop is ons inners saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. In daardie tyd het mense tot geloof gekom en is hulle gedoop. En dit was die teken van die inlywing in hierdie groep mense wat gesê het dat hulle in Jesus as die opgestane Here glo. Jy en ek het die voorreg om te weet dat ons as kinders al gedoop is. En iewers in ons lewe tot geloof gekom het. En dis die geloof in Jesus Christus wat maak dat jy en ek vanoggend kan sê, ons is een met Christus in sy sterwe, maar ons is ook een met hom in sy opstanding. Waarom? Sodat ons soos hy nuwe lewe kan hê. Sodat ons soos hy ewige lewe kan hê. En hoe lyk dit? Romeine 6 vers 11. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Een met sy dood, een met sy opstanding. En wat beteken dit? Dat ons nou vir God leef. Dat ons in 'n nuwe verhouding met God gestel is. Dat ons hele bestaan, ons hele menswees voortvloei uit die verhouding wat ons met God is. Dis 'n herstelde verhouding, dis 'n verhouding wat reggemaak is. Dit wat sonde aan die begin verwoes het, toe Adam en Eva drooggemaak het in die paradys, het die Vader kom regmaak deur Jesus se sterwe en opstanding. En dit moet sigbaar word in jou lewe en in my lewe. En dan gaan dit nie oor moets en moenies en wat jy mag en wat jy nie mag nie. Dit gaan ten diepste oor 'n nuwe lewensdoel wat jy en ek ontvang het, omdat Jesus uit die dood opgestaan het. Ons het 'n lewe gekry, 'n nuwe lewe wat op God gerig moet wees. Wat op hom gefokus moet wees. Wat nie oor ons wil en ons behoeftes gaan nie, maar wat in die eerste plek oor God en sy wil in hierdie wêreld gaan. Petrus sluit daarby aan as hy vir gelowiges in Klein-Asië baie later skryf. 1 Petrus 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hoor jy dit? Ook Petrus het iets hiervan verstaan. Die Vader wat hom oor sy seun ontferm het en hom uit die dood opgewek het. Maar dieselfde Vader wat hom ook oor jou en oor my ontferm het. Ons wat bely dat ons in hom glo en wat aan ons die nuwe lewe kom gee het. Vriende, dit is wat Paasfees se fees maak. Die feit dat Jesus opgestaan het, dat hy die dood oorwin het, dat hy vir ons die lewe kom gee het, dat ons in 'n nuwe verhouding met God gekom het. Weet jy dat jy nooit gaan sterf nie? Weet jy dat jy nooit gaan sterf nie? Leef jy so? Want dis eintlik waaroor dit hier gaan. Selfs as jou lewe hier op aarde verby is, gaan jy voortleef in ewige heerlikheid by die Vader en die Seun. Wow, dit kom nie beter as dit nie. Waarvoor is ons so bang? Ewige lewe, nuwe lewe. Dis wat Paasfees beteken. Die groot gevaar is dat dit net 'n stuk teologie of 'n teorie kan bly. Iets wat ons uit die Bybel lees en wat ons mee saamstem en wat ons selfs glo en dan stop dit daar. Dan dink ons 'n bietjie daaroor en dan is dit ook klaar. Dit kan gebeur
dat hierdie wete wat ons het, dat ons as gevolg van Paasfees nuwe lewe gekry het, nuwe sin en nuwe doel in hierdie wêreld gekry het, dat ons dit eintlik vergeet, wanneer ons gekonfronteer word met die chaos van hierdie wêreld. En dit mag nie gebeur nie. Jy mag nie toelaat dat dit gebeur nie. En ek mag nie toelaat dat dit gebeur nie. En daarom moet ons die opstanding van Jesus, moet ons vir onsself opnuut toeëien. Moet jy dit wat rondom Paasfees gebeur het, opnuut vat en vir jouself vat en sê, ek glo dit met my hele hart. En ek gaan toelaat dat die Heilige Gees hierdie geloof wat ek het, in dade omsit, wanneer ek in die wêreld daar buite gaan leef. Maria het nie by Jesus gehoor wat gebeur het, en verstaan dat dit hy is, en toe op haar eie aangegaan nie. Jesus sê vir haar, gaan en gaan vertel. En dan kan sy nie wag om dit te doen nie. Sy gaan haastig, sy hardloop na die disippels toe. Sy's opgewonde om te gaan vertel dat Jesus leef. Sy wou dit doen. Paasfees, vriende, die nuwe lewensdoel wat ons het, die roeping wat ons in hierdie wêreld het, is nie 'n las nie. Dis 'n geleentheid. Die nuwe lewe wat jy en ek gekry het, is nie iets wat ons moet doen, wat swaar is, wat op ons lê nie. Dis iets wat ons graag sal wil doen, as ons verstaan waaroor dit hier gaan. En dan word dit sigbaar in ons verhoudings in hierdie wêreld. En dit begin by ons verhouding tot God, ons Vader. Hoe jou verhouding met die Vader, met die Here lyk. Vertel dat jy 'n nuwe lewe het. Hoe jy bid en die Here loof en prys en jou Bybel lees en in eredienste betrokke is. Dit word 'n vertoonvenster vir ander mense om te sien dat jy 'n nuwe lewe het. Wanneer jy in hierdie wêreld leef en na die gebeure van hierdie wêreld kyk en reageer soos iemand wat weet, my God is groter as dit, word jy 'n draer van die boodskap, soos wat Maria dit gesê het. Kyk, die Here het regtig opgestaan. Wanneer jy vir ander vertel en glo dat dit 'n werklikheid is. Wanneer jy vreesloos gelowig leef in hierdie wêreld. Ook wanneer die tramps van hierdie wêreld met hulle manewales begin. Vreesloos. My God is groter as dit. My Here is groter as dit. Hy het die dood oorwin, hy het vir my nuwe lewe gegee. Dit moet kom uit ons verhouding met die Vader. Tweede verhouding wat belangrik is, en dit kom uit ons verhouding wat ons met God het, is ons verhouding met ons naaste, naby en ver. Hoe jy teenoor die mense rondom jou optree, dis waar die tekkie die teer slaan. Ons kan vanoggend hier wees, en ons kan sing, en ons kan na mooi musiek luister, en ons kan eet, en ons kan feesvier. Maar vriende, as ons by hierdie hek uitry, is dit die plek waar jy en ek vir die wêreld moet wys, dat ons dit gedoen het. Dat ons nuwe lewe het. Dat ons dienaars van Jesus die Here is, die opgestane oorwinnaar. Ek is onlangs by 'n ander gemeente aan die ander kant van die berg. Daar waar 'n groot kerk is, ek gaan nie die naam noem nie. Beroemde, bekende kerkie in die stad. En toe ek terugry Pretoria toe kom hulle net uit. En dis karre en dit is 'n verkeersknoop. En ek kom by die huis en ek sê vir haar nie, wel ek dink ek wil daai pastoor bel, want hy moet definitief met sy lidmate praat oor hoe hy lyk as jy uit die kerk uitkom. En hoe jy ry as jy uit die kerk uitkom. Want deel van ons gelowig wees is ook die vriendelikheid en die feit dat ons die reëls van hierdie wêreld nakom. Al is dit hoe sleg. Ek sit gister saam met my dogter by Vodacom. Dis 'n uitdaging op sy eie.
En as mens jy op jou tong moet byt, dan moet jy op jou tong byt. Maar dit was nie die slegste deel van die ervaring nie. Die slegste deel van die ervaring was iemand soos jy en ek, grys hare, wit vel, wat daar inkom en eenvoudig plain ongeskik is. En ek vra vir myself, is dit hoe ons moet leef? Ek hoop nie, dit is 'n vreeslike ding om te sê, ek hoop nie, sy sit vanoggend in 'n kerk en sy vier Paasfees nie. Want dit kom nie by mekaar uit nie. Jy kan nie so optree teenoor ander mense en dan sê, die Here het waarlik opgestaan nie. Doen wat reg is en doen wat goed is. Dis wat dit beteken as ons as mense wat nuwe lewe het in hierdie wêreld wil leef. Leef met 'n sagte hart wat lei tot sagte woorde. Die goed wat jy en ek so brutaal sê oor ander mense, maak nie saak wie hulle is nie. Dit pas nie by wie ons is nie. Dit pas nie by mense wat sê ons glo in Jesus Christus as die opgestane Here nie. Maak 'n slag jou hand oop en jou beursie. In die week sê iemand oor 'n radioprogram, mense wil so graag goed doen. Kom ons skep die geleentheid. En ek vra vir myself, hoekom moet 'n radiostasie dit doen? Hoekom doen die kerk dit nie? Ons wat bely dat Jesus opgestaan het. Ja, natuurlik doen ons dit. Ons doen barmhartigheid en ons het 'n klomp bedieninge en aksies aan die gang. Maar wat doen jy as jy net nou huis toe ry? En dit is so maklik soos om die ou wat daar by die boom sit te groet en vir hom te sê goeiemôre. Dink net as ons dit almal doen en sy keel vanmiddag seer. Maar ten minste het hy iets van die vriendelikheid en van die feestelikheid van hierdie dag beleef. Derde verhouding is ons verhouding met onsself. Wees 'n slag gaaf met jouself. Sag met jouself. Kyk 'n slag in die spieël vir jouself en sê, ek is okay. Want ek glo in Jesus Christus wat die dood oorwin het. Ek is na sy beeld gemaak. En hy het my oneindig lief. Met my rimpels en my plooie. En julle weet wat nog alles. Jy hoef nie altyd beter en slimmer en sterker en vinniger te wees nie. Jy hoef nie altyd harder te werk as wat ander mense werk nie. Dis okay om net jy te wees. Omdat jy bestaan in die verhouding met die lewende God. Die laaste een is ons verhouding met die wêreld. God se wêreld. God se skepping. Jy en ek as nuutgemaakte mense moet help om hierdie plek op te pas. Om dit beter te maak. Om dit heel te maak. Gaan lees maar wat sê die Here vir Adam en Eva in Genesis 1 vers 26 tot 28. Hier is my wonderlike skepping. Gaan bestuur dit namens my. Ja Johan, maar dis nie ons wat dit opmors nie. Maar jy kan help om dit reg te maak. Jy kan help om dit reg te maak. Nie omdat jy bang is vir beerdkrag en waternood, omdat politici so sê nie. Omdat ons as rentmeesters van God se skepping van hierdie wêreld 'n beter plek moet maak. Wie leer jou kleinkinders dat hulle nie rommel moet strooi nie? En wie leer hulle om water te spaar? Onthou jy toe jy jonk was? Kinders moenie met die water mors nie. Onthou julle die liedjie? Dis wat ons geleer het. Ons het geleer om dit te doen. Ons het dit nie self geweet nie. Bietjie later onthou jy zap dit in die Zibi blik, die volstruis met die gemors, gooi dit in die asblik. Ons het dit nie van nature geweet nie. Ons is nie so gebore nie. Iemand het dit vir ons geleer en dis deel van ons Christelike plig as nuwe mense om dit vir die mense rondom ons te leer. So tel die papier op. Gooi dit in die blik. Wees die voorbeeld. Maak die plek reg. Maak dit beter. Waarom? Omdat jy 'n nuwe mens is wat nuwe lewe het.
omdat jy vanoggend hier sit en Paasfees vier. Omdat Jesus Christus, die Seun van God, die oorwinnaar is, wat uit die dood opgestaan het, in wie jy en ek glo, omdat jy sy kind is. En as jy dit begin doen, en ek dit begin doen, en ons in Lynnwood Rift dit doen, en in Meyerspark, en in Skuilkrans, en in Ferry Glen, en in Garsfontein, en in Lynnwood, en in Tygerpoort, dink vir 'n oomblik, hoe hierdie plek waar ons is, gaan verander. Dink hoe ons stad gaan verander. Dink hoe ons land kan verander as Christene dit regtig begin doen. Dink hoe die wêreld kan verander. Dis wat die disippels gedoen het. Dis hoekom jy en ek vanoggend hier sit en bely dat ons in Jesus Christus glo. Die Here het regtig opgestaan. So die Christene in die vroeë kerk mekaar gegroet wanneer hulle vir mekaar hallo gesê het. Die Here het regtig opgestaan. Hoekom het hulle dit gedoen? Want in die chaotiese wêreld waarin hulle geleef het hulle mekaar elke keer as hulle mekaar sien opnuut herinner aan die feit dat Jesus opgestaan het. Dat hy die oorwinnaar is. Dat hy hulle God is, wat groter is as die keiser en die moeilikheid wat hulle gehad het. Hulle het mekaar daaraan herinner dat hulle nuwe mense is, wat nuwe lewe het, en dat hulle op 'n nuwe manier kon leef. Wat van jou? Wat van jou? Daar's geleentheid vir stil gebed, en dalk het jy die behoefte om vanoggend terwyl jy hier sit vir die Here te vra, om vir jou te wys waar jy regtig 'n verskil kan gaan maak. Dalk begin dit by jou verhouding met hom, dat jy opnuut vanoggend wil sê, Here, ek wil die krag van die opstanding in my lewe beleef. Dalk moet jy gaan regmaak met mense rondom jou, waar verhouding stukkend is. Dalk moet jy vanoggend besluit om sag te wees op jouself. Dalk roep die Here jou om iewers hier buite 'n verskil te maak. Kom ons word stil en dan vra jy self daar waar jy sit om vir die Here te wys waar jy as 'n nuwe mens kan gaan leef. Ek gaan die seën uitspreek. Ons het in die gemeente vir die van julle wat besoekers is, die gewoonte om ons hande uit te steek, om die seën simbolies te ontvang. En as ek die seën klaar uitgespreek het, sing ons seënlied. En dan is jy baie welkom om jou hand op die persoon langs jou of voor jou se skouer te sit en die seën vir hom of vir haar af te bid. Ontvang die seën van die Here en gaan leef as 'n nuwe mens. Die Here gaan voor jou wees om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here gaan agter jou wees om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here gaan onder jou wees om jou op te tel as jy val. Die Here gaan langs jou wees om jou in sy arms toe te vou. Die Here gaan bokant jou wees om jou te seën. Die Here gaan deur sy gees binne in jou wees om jou te lei en te inspireer om as 'n nuwe mens 'n nuwe lewe te leef. Die Here seën jou. Amen.